Herman en Elsa Herman, as julle net nader staan, en dan ook Dr. Victor Dassenwil, kom staan net hier bo by ons asseblief. Klank hier kry. Daar sê dames en here, net so kort hier by die monument, gaan ons julle gou so 'n stukkie van die geskiedenis vertel, en dan gaan 'n perdekommando inkom, is nou nie 'n hele kommando nie, dis net hulle vrouens wat inkom, en dan gaan ons die krans lê, en dan gaan ons die stem sing, en dan gaan ons klippe stapel. En ons vra graag vir Victor Dassenwil, dokter eintlik, maar ons is bure, ons ken hom as Victor, en dan dieselfde met Dr. Dirk Herman. Hy was ook 'n buurman oorkant die rivier daar by Jakkalsdraai, en is die pa Martinus hierso? Daar is hy ook hierso, daar is hy. Ag, ons is baie bly mense, en ons is eintlik geseënd om sulke mense vandag saam met ons te hê. Vir Dirk, almal was nie julle wat weet, hy loop nou voor met die Bella-wet vir ons daar in die land, wat hy dit vir ons veg, vir ons almal, en hy het ons almal se ondersteuning van hierdie wêreld af, en ons is baie bly daaroor, Dirk, wat julle daar vir ons doen. Dirk is ook 'n ou koepelaar, net soos Victor is 'n koepelaar, sy pa is my buurman gewees, en hulle het daar langs my groot geword, so ons is baie bly om die familie weer terug te sien hier in die koepel. En as ons nou net dink aan daai naam, Jakkalsdraai is so 'n pragtige naam vir 'n plaas, dames en here. Deesdae kry jy nou baie vreemde Engelse name, en jy kry al hierdie swart name en goede, maar ons hou van 'n Jakkalsdraai, en al hierdie boerename soos 'n Baskop, en al hierdie lekker boerename wat ons nog hierso het. So ons sê vir julle baie welkom hierso, en ons wil graag vra, 'n bietjie later gaan ons vir julle klippe gee, dat ons eers vir Dirk en vir Victor en hulle vrouens vra om vir ons klippe te lê, en dan nooi ons julle almal uit om saam met hulle klippe te lê op die eerste monument wat hier was. Nou, dit is so, as ons kyk na die topografie hierso, die klippe en die randjies hierso, dames en here, dit is nou maar deel van die koepel. Ons is hier in die heel verste weste kant van die koepel. Lorita sal baie graag wil hê ek moet dit vir julle noem. Dis nou sommer net so spottenderwys, maar dit is so dat 2023 miljoen jaar terug het hier 'n klip daarvan uit die suide uitgekom teen 'n spoed van 10 km per sekonde, en hy het die aarde getref so 16 km suid van Vredefort, waar hy 'n gat gemaak het daar waar die inlandse see is. En dan al hierdie rande wat hierso so parallel lê vir mekaar, is deel van die impak van daardie krater. En wat ons al 'n hele paar jaar beklei, en wat hy gelys is as 'n wêrelderfenisgebied, en ons staan hier in deel van die wêrelderfenisgebied. Nou, is dit so dat die koepel verleen hom aan 'n klomp goede. Soos julle almal weet, generaal de Wet, hy het nie 'n army gehad nie, hy het boerklonge gehad. Hy het boerseuns gehad wat geveg het teen die magtige Engelse weermag, en hulle het hulle pak gegee tot op die laaste toe. Soos ons almal weet, die boere het die Engelse 'n ordentlike loosing gegee daardie jare. Nou, generaal de Wet se hoofkwartier, of die plek van waaraf hy gefunksioneer het, is so 13 km oos van hier by Renosterpoort. Nou, daar lê die rande nou lekker, 'n parallel met mekaar, die Engelses in hierdie straat sal ek sê, dan is generaal de Wet net laan van gewees. En so het hulle die Engelse geuitoorlê met taktieke daardie jare. Dit is so, ons is so gelukkig met
Victor hier, sy pa, het op ons aanbeveling op 'n stadium die boek geskryf. Hy is beskikbaar daar, professor Victor Dassenwil, wat die boek geskryf het, generaal de wet deur die Vredefort koepel. Nou, hy is daar beskikbaar, julle kan gerus gaan kyk na hom daar, en ons is baie bly dat hy vir ons die detail geskryf het van elke tree wat generaal de wet in die Engelse hier in die koepel gebeweeg het. Dan is dit so, hy het ook vir ons die Bloedrivier die boekie geskryf, ek het hom hier by my, ek kan hom net so vir julle wys hierdie boekie daar van Bloedrivier, en al die detail van Bloedrivier is in hierdie boekie daar, en daar op bladsy 68, ek het net gehoor, Stefan het daar vir ons genoem van, wat is 'n boer? En ek dink, ek wil my verstout, en ek vra die manne hier van die bestuur, of ek kan 3 minute steel, en dan vra ek vir GP om vir ons vinnig te lees, wat is 'n boer, soos wat Arthur Doyle dit geskryf het, dis 'n Engelsman, en professor Victor Dassenwil, toe hy die boekie geskryf het, het hy dit vir ons vertaal. Ons vra graag vir GP, of hy dan vir ons net kan lees, wat is 'n boer, en laat ons 3 minute daar spandeer, dat julle kan hoor, presies wat en wie is 'n boer. Goeiemôre almal. Neem 'n groep Nederlanders, wat hulle vir 80 jaar lank al teen die mag van Spanje, toe Spanje die grootste mag op aarde was, verdedig het. Meng hulle met 'n groep onbuigbare Franse hugenote, wat hulle huise en besittings opgeoffer het, terwille van hulle geloof, hulle land met die herroeping van die Edict van Nantes verlaat het. Die produk van hierdie groep mense was duidelik een van die mees geharde, gespierde, onoorwinnelike rasse op aarde. Neem hierdie buitengewone mense en oefen hulle vir 7 geslagte in fisiese oorlogvoering teen barbaarse mense en gevaarlike roofdiere in omstandighede waarin geen swakkeling kan oorleef nie. Gee hulle geleentheid dat hulle besondere vaardigheid met wapens en perde verkry en gee hulle land wat uitstaande die plek vir jagters, goeie skuts en ruiters is. En dan plaas die verfynde temperament op hulle militêre vernuf deur 'n streng Bybelse godsdiens, asook hartstogtelike vaderlandsliefde. Voeg al hierdie eienskappe en drange in een individuele mens saam, en wat kry jy? Die moderne boer. Baie dankie GP, so daar hoor julle hom, uit die perd se mond uit. Dan, dames en here, ek wil nie baie langer ophou met goede voor die kommando inkom nie, maar ons monumentjie hierso was baie trots op. Dit is so dat Johannes Hermanus Jordaan, hy was 'n kleinseun van die voortrekker Nicolaas Johannes Grobbelaar. Nou, Nicolaas Johannes Grobbelaar, een van hierdie klippe op hierdie stapel is sy klip ook, wat hy gepak het daar in 1908. Nou, die terrein is aan ons geskenk deur die Johannes Hermanus Jordaan in 1908. Nou, op daai stadium het hulle gesê, hier is nêrens 'n geloftefees terrein in die omgewing nie, en die eerste geloftefees was hier gehou. Daar was nie 'n monument gewees nie, hulle het die klippe hier gestapel, soos julle hier agter die mense sien hierso, waar Victor hulle en Dirk hulle en hulle gades en al die mense wat wil 'n klip net nou gaan pak daar, en hy het vir ons hierdie 1,9 morg, het hy vir ons geskenk hierso, vir altyd vir die gemeenskap van hierdie omgewing van die kontry en vir die hele land, volk en vaderland, om geloftefees hier te vier. En hy's gevier vanaf 1908, en hy was 'n strenge oometjie gewees. Hy het gesê, hulle kan die plek kry, dis gratis, niemand gaan ooit betaal nie, hulle moet net nie die groot bome afsaag nie, hulle kan takkies en goede afsaag, maar die goede bome moet net so bly. Dan het die mense altyd hier vir 'n week kom kamp, vroeëre jare, hier in die 20 en die 30 en die 40er jare, het hulle sommer vir 'n hele week hier gekamp, fees gevier, volksspele gespeel, gebraai, geswem in die rivier, en hy was streng op 'n stadium wat hy gesê, die plesierigheidjies
wat die jonges gehad het as hulle daar in die rivier swem, het hulle toe nou moes 'n band span deur die rivier, wat die dames aan die een kant moes swem en die manne aan die ander kant. En dis seker maar omdat hulle moderne kostuum, hulle daai tyd nog meelsakke gebruik vir kostuums. So 'n ou gaan nou nie weet nie, maar hy was nogal streng geweest op dit. So in 1961 is die monument gebou. En hy is gebou deur Venter en Slabbert van Vredefort. Nou, 'n klein seun van hulle is vandag hierso. Emil, waar is Emil? Het hy net sy hand opsteek. Hier staan hy voor julle. Kom ons geef hom 'n lekker hande klap aan, dames en here. En hulle het hierdie gelofte of hierdie 'n monument van ons gebou teen 'n skammele bedrag van R640. Nou mense, wat koop jy vandag vir R640? Jy kan nie eens 'n ordentlike braai hou nie. En hulle het hierdie hele monument vir ons gebou teen R640. Hier was ook baie besoeke gewees deur bekendes. Andries Potgieter het gereeld hierso besoek afgelê. Andries Pretorius, Martinus Wessel Pretorius, oom Paul Kreer het hier 'n draai gemaak. Dan is dit so Dominees Netling en Andrew Merry. Almal het hier ook deurgegaan, want dit was die hoofroete van Tabanshoe gewees, by die Vetrivier verby Kroonstad, en dan het hulle gegaan, wat hulle daai tyd genoem het, die Suid-Afrikaanse Republiek, en dis vandag bekend as Potchefstroom. So daardie jare was dit die Suid-Afrikaanse Republiek gewees, Potchefstroom, en dit was hulle roete gewees hier by De Wetdrift deur. Nou, De Wetdrift het sy naam nie van generaal De Wet gekry nie, hy het hom wel van die pondsman gekry. Hier was 'n pond gewees, as die rivier afkom, het hulle met 'n pond oorgegaan na die noordweskant toe. Daai tyd was dit Wes-Transvaal gewees, ja, dis reg, Transvaal. En dan het hulle met 'n vlot deurgegaan, en hy was die pondsman gewees, die De Wet, en ek weet, hy het ook ander plesiertjies gehad, maar die De Wetdrift is na hom vernoem daar. Goed, so dit is dan die lotte daar. Dit is ook so, ek weet daar's 'n klomp goede wat hulle sê, die plek het baie heilighede aan hom, en het baie vreemde en snaakse goed plaasgevind. Byvoorbeeld, een van die feesgangers hier was Sarel Silje. Dit was 'n klein seun van Sarel Silje, ons vader van gelofte of van Bloedrivier, en die het gesê dat op 'n dag het die voortrekkers gevlug, en was die impies van daar sê, ons Saleka, daar sê, die man ken die geskiedenis beter as ek, was op hulle hakke gewees, en soos vanmiddag gaan het nog reën hierso, was daar ook nie reën in die lug nie, en net toe hulle oor die rivier is, toe die rivier afgekom, en die impies het hierdie kant gestaan, en die voortrekkers het hulle aan die ander kant gelag. Dis een van die wonderwerke. Volgende jaar sal ons julle 'n bietjie meer vertel van die ander geskiedenis. Ons wil julle nie te lank daarmee ophou nie. Ons gaan nou vra dat die perdekommando inkom. Ons moet net 'n bietjie terug te staan daar, laat hulle nie daar staan waar hulle kan daar raak skop nie. Pragtig, dames en here, hier kom hulle in, Noble Equestrians van Swannie Swanepoel. Hy is hier so, Swannie, waar is jou hand? Hy sal nie wil hê ek moet sê, hy moet sy hand opsteek nie. Pragtige saalperde, daar kom hulle in, hulle kan nader kom vir ons. Pragtig, daar sien ons vir Stephanie Kriegel of Vicky. Nou, Vicky se pa kom van die VSA, van Kentucky af. Hy was hulle teelreën gewees daar, dames en here. En vandag is hy een van die perde wat hier is, 'n skouwenner daar. Dan het ons van Nicoline de Tooi daarso, met die Vrystaatslag op Fanny, dis 23 jaar oud, en het menige plekke gevat op die nasionale skoue daar, dames en here. Dis die dametjie met die Vrystaatslag. Dan het ons vir Martie Besluit nou daar, op Chamois, en net so prachtige perd, ek weet 'n tydjie terug was sy op die voorblad van al die koerante, wat sy daar op 'n reis op Baskop
of 'n perderit deur 'n stormwatersloot gery met die perd wat die water so gestaan het. Dan het ons vir Aniek Botes daar op Grace Kelly, ook een van die perde wat baie goed gedoen het daar. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap aan, dames en here. Ons die vlag dan daar ontvang en dan gaan hulle vir ons huis. Die Handy Maree van die sy se verkenner hier van Parys Kommando. Haar offisier hierso is Don Jordaan, die wat die geskiedenis goed ken. En dan het ons vir Robin daar. Ons vra hulle graag om vir ons die Vrystaat vlag te huis daar. Iemand het vroeër gepraat van die Vrystaat vlag. Dit was Victor geweest. Daar sê nee, dis ons nommer 1 hierso. Dankie Victor hoor. En dan ons trompetspeler daar aan die ander kant, dames en here, is Peter Tooi. Hy is hier van Viljoenskroon en hy is ook al getrou hierso aan ons de Wesdrif geloftefees. Die here, ons het hier 2-3 weke in 'n hittegolf gehad en ek dink al die boere hierso vandag staan met baie moed in hulle harte vir hierdie pragtige wolke wat opstoot en nog voor ons vanmiddag huis toe gaan ons reën hê. Och, en julle gaan mooi foto's kan neem, ons sien die wingetjies in die lug. Die mense met hulle kameras, julle gaan 'n mooi foto kan kry daar van ons eie Vrystaat vlag. En dis weer Handrie en Robin wat vir ons die vlag daar gaan hys. En pragtig daar voortrekkers hier van Parys af. Dan wil ons graag vra vir wie Andrie om vir ons die laurierkrans te oorhandig. Dirk, hulle het hom al daar. Dirk, dan kan julle vir ons so nader staan nie, dat ons die krans gaan lê daar in die middel van die monument. Pragtig, dames en here. Gisteraan toe bel 'n man my daar, ek weet nie of hy hier is nie, Bian Krels, toe sê vir my nee, hy wil vandag vir Dirk kom kyk, en hulle was op Heilbron saam gewees, op skool, en hulle was saam voortrekkers gewees, en hy praat van Dirkie en Dirkie, ek sê vir hom Dirkie, Dirk is 'n groot man, toe sê hy vir my nee, as hy Dirkie hoor, dan hoor hy iets baie lekkers. Blykbaar het Martiens hulle daar by die Klouwer fabriek, het hulle 'n lekker nei, hulle het kondensmelk in 'n buisie gesit, en die manne het hom kon suig altyd, en die kinders het hom en sy naam was Dirkie, en dames en here, hier staan dieselfde Dirk vandag saam met ons, na wie die Dirkie genoem was. Ons vra vir Dirk om net daar te staan, ons wil 'n paar foto's nog neem daar, terwyl ons daar bly staande, gaan ons dalk vir Piet net vra, dat ons dan die stem sing, wat ons almal net ons hoede afhaal daar, dankie. Hoede af, dat is moeilijk. Uit die blauw van onze hemel, uit die
ewige geweldes, waar die Godse antwoord gee. Deur ons verlate vlaktes, met die kreun van ons waan. Reis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Ja, sê, baie dankie. Ek dink ons moet, ons gaan julle weer terugroep vir 'n foto daar saam met Victor hulle. Ek dink kom ons hanteer sommer nou dadelik die kliplegging. Ons vra vir Nordees Koeman om nader te staan. Hy gaan vir julle klippe daar gee. Dan kan jy was een van hulle nageslagte, menigte van die klippe op daai hoop is van hulle af. Soos julle self nou gehoor het, dis vir 116 jaar al wat die geloftefees plaasvind. Nordee, kan jy net vir ons nader stap daar na Victor toe? En Dis 'n bietjie Daleen, Elsa en Dirk. Daar sê dames en here, kyk daar. Hulle pak, julle kan vir julle ook 'n klip kry daar. Laat elkeen van 'n klip kry daar pak. Ons wil graag die mense vra om vinnig terug te gaan amfitheater toe. Stefan sê ons 'n bietjie moet druk is al 12 uur en hulle sien nie reën op pad. Laat ons nie almal daar onder die afdak moet ingaan nie. Dat ons maar so vinnig as moontlik gaan. Dit dan kan ons julle vra dat ons later terugkom vir die foto's. Dat ons maar eers met die verrigtinge aangaan, want ons sien nie se reënbordjie wat op pad is. Maak ons vir 'n terugstap, dames en here, na Dirk se rede, dan gaan ons borsbroodjies eet en dan kan ons kom foto's neem. Dis Dr. Dasenwil se seun wat vandag hier met ons is. Hy kom ook van Duitsland af. Ons wil graag vra as Duarte begin met die voorlees van die gelofte of almal net vir ons sal staan asseblief. En Duarte, jy kan maar kom. Dankie, kom ons staan almal so saam en dan kan almal saggies in hulle harte die gelofte opsê soos wat ek dit vir ons lees. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot die gedagtenis ook vir die opkomende geslagte van die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem van die eer van oorwinning aan hom te gee. Baie dankie. Is God so gevra om die boere na noord te stuur, te behoed en te bewaar. 'n monument sal hulle bou, die dag sal heilig bly. 'n grootste wapen, hul geloof met die Here aan ons sy. Die nag was koel en donker, die impie staan en wag. Die lampies op die ossewaans, soos matroosies in die nag. 'n strandwolf sluip daar tussendeur, hy son uitspel en daar.
Die missak toe, die vyand reis, al wag op al bevel. In die geslote wale haar, in 'n see van heiligdom, is daar 'n lig wat helder skyn, die lig van Christendom. Die stemme van 'n mannekoor verklink deur digte mis. Psalm 38 stel almal weer gerus. Maar dieselfde God van bloedrivier is steeds ons God vandag. Hy verstaan ons grootste vrese, hy staan by ons deur die nou. Kom ons almal vat weer hande, erken sy grote mag. Want dieselfde God van bloedrivier is steeds met ons vandag. Die skote van 'n dubbelop, die stryd het pas begin. Die Isilongo konde gaan, dink aan ons sal oorwin. Maar God ons Vader is met ons, die vyand word verslaan. Die veldring bloed soos op Golgotha, dit moet ons verstaan. Maar dieselfde God van bloedrivier is steeds ons God vandag. Hy verstaan ons grootste vrese, hy staan by ons deur die nou. Kom ons almal vat weer hande, erken sy grote mag. Want dieselfde God van bloedrivier is steeds met ons vandag. Maar dieselfde God van bloedrivier vandag, hy verstaan ons grootste wese, hy staan by ons deur die nou. Kom ons almal vat weer hande, erken sy grootste mag. Want dieselfde God van bloedrivier is steeds met ons vandag. Maar dieselfde God van bloedrivier is steeds ons God vandag. Hy verstaan ons grootste vrese, hy staan by ons in die nou. Kom ons almal vat weer hande, erken sy grote mag. Want dieselfde God van bloedrivier is steeds ons God vandag. Baie dankie Duarte vir die voorles van die gelofte en Lisette en Tannie Erna vir die pragtige oordrag van daai lied nou. Ek het net gou voor ons Dr. Dirk aan die woord stel, net 'n versoek van die kombuis afgekry. Met die reën wat nou begin uitsak, neem ek aangenaam mense wees wat verdaag. Maar moet asseblief nie in die kar spring voor jy 'n draai gemaak het by die kombuis nie. Daar's heerlike worsbroodjies. Dis die lekkerste wors uit van ons kroon uit. So kry vir julle asseblief as julle gaan maak 'n draai om Dawid en Tannie Magda, hulle is daar. Maar dan kom ons nou by die tyd van die dag, die feesrede gelewer deur Dr. Dirk Herman. En toe ek nou moet gaan, as jy ou nou moet gaan kyk na die CV van Dr. Herman, ons sal hier sit tot volgende geloftefees, ons kan probeer afbreek, en wat dokter die beste opsom, maar as jy Dr. Dirk Herman is die bestuurshoof van Solidariteit, en Dr. Dirk is ook 'n ou koepelaar, daar geskiedenis daar waar jakkals draai, plaas aan die Noordweskant. En dan, okay, soos almal weet, Dr. Dirk Herman is die bestuurshoof van Solidariteit en hy dien op verskeie direksies. Hy is ook skrywer van verskeie boeke oor die Suid-Afrikaanse politiek. Hy is ook 'n openbare spreker en 'n gereelde rubriek en meningsskrywer. Ek geniet nogal Dr. Dirk se rubrieke en menings op sosiale media. En dan, Dr. Dirk is getroud met Elsa en hulle het 4 dogters, Marisa, Elzaan, Henry en Minay. Maar Dr. Dirk, voor ons nou aangaan moet ek net sê, en ek dink almal van julle weet dit, laat as jy nou wil kyk na die toonbeeld van 'n nimmer eindigende vasbyter, is dit Dr. Dirk. Ek is seker almal van julle weet wat die Bella-wet is. Julle weet hoe dit gaan, julle lees die nuus, julle kyk hoe dit gaan. En Dr. Dirk is een van die dapper ouens wat opstaan, wat bereid is om te veg teen dit, ongeag die aanslag. Dit is net dag na dag. Lyk my, Dr. Dirk gaan slaap, volgende oggend staan dokter net weer op en ons is weer reg vir die volgende dag se geveg. So ek dink ons kyk mis die sprekers wat ons vandag het. En ek wil vra dat ons vir Dr. Dirk 'n lekker hande klap gee soos hy nou opkom om die feesrede te lewer.
Sê baie dankie. Ek wil gou seker maak, praat ek met hierdie of hierdie, met hierdie ene. Ek kan hierdie netjie afval. Ek dink voor ons begin wil ek net hoor hoe lyk die reën daar buite? Wil julle eers inskuif of sal ons stop as dit begin reën en dan skuif julle in, laat jy eers die vreugde van die reën ervaar daarso. Baie dankie en dit is vir my heerlik om hier te wees. Tereg soos julle sê, is dit 'n bekende wêreld vir my, die koepelwêreld. So dis heerlik om hier te wees. Julle het ook gesien, ek is getroud met 4 dogters. Hulle is almal hier. Dis lekker om hulle almal saam met my hier te hê. Laat hulle opstaan onmiddellik. Hulle sit oor agter. Ja, sy Maar dan wil ek eintlik in besonder baie dankie sê vir my pa. Hy het al die pad gekom van Bethlehem af om hiernatoe te kom vandag. Ek baie van u ken my pa, hy was by Clover, kom uit die omgewing uit. So pa, baie dankie dat pa hiernatoe gekom het. Waardeer dit verskriklik baie. Ek wil net hoor by juffrou. Ons het nou gepraat oor woorde en lang woorde. En ons het nou gehoor, nimmer eindigende vasbuiter is wel een woord, een begrip, daarom 'n mooi lang woord. Maar ek wil tog hoor, ek dink die langste woord in die woordeboek, soos wat ons dit seker almal het, is daai 2 buffels met 1 skoot geskiet fontein. Maar ek wil hoor of ons nie maar vandag 'n rekord kan breek nie. So ek wil by juffrou hoor, en al Victor het gesê, hy is ook nogal taalderig, of ons hierdie ook kan verklaar as een begrip, en dit sal wees, nimmer eindigende vasbuiter van die verre verlede tot die ewige toekoms. Ek het getel, dit wen daai buffelsfontein ene. Voor ek begin, ek lees so rukkie terug, miskien het julle dit ook gekry op sosiale media, is dit nogal rondgestuur, van 'n storie in beeld, 'n koerantberig, was hier in 1994, en dit was net voor geloftefees, en daar is toe gesê, die laaste geloftefees. Die laaste geloftefees was die kop van die storie. Die werklikheid is wel dat ek kry hierdie week 'n WhatsApp van die FHK, waarin hulle sê dat daar was in 2012 op die FHK se geloftefeeslys 80 geloftefeeste. In 2024 is daar 222 geloftefeeste. En ek weet toevallig, dit is nie almal nie, want ek het nie hierdie geloftefees se naam gesien op hulle lysie nie, so dit is waarskynlik baie meer. En ek het ook nou net 'n WhatsAppie gekry van 'n bietjie terugvoer oor die Voortrekker Monument vandag. Julle sal onthou, verlede jaar was dit groot nuus. Sedert 94 het hulle die meeste mense by die geloftefees gehad by die Voortrekker Monument. Verlede jaar net so katspoegie oor die 30.000 en dit lyk asof dit hierdie jaar 35.000 is. Nou, daar is verskeie kere verwys na die Bella debat vandag ook. En dit oorheers tereg die politieke diskurs die afgelope 3 maande. En dit het die Afrikaanse gemeenskap geruk. Want iets wat vir ons so lank net eenvoudig van selfsprekend was, naamlik onderwys in ons eie taal, word skielik bedreig. En ons besef skielik dat as iets bedreig word, moet ons daarvoor veg. Verlang het ons gedink, dit was nie nodig nie. Afrikaans in ons taal is maar so. En dan is die vraag, hoekom is dit so belangrik? En die eerste rede is natuurlik, onderwys in jou eie taal is die beste manier van onderwys. UNESCO van die Verenigde Nasies bevestig dit ook, onderwys in jou eie taal is die beste onderwys. Maar daar is 'n tweede rede ook,
En dit is dat jou taal word ook bedreig, indien jou onderwys bedreig word. Want die werklikheid is, dat daar kan nie tersiêre instellings wees in jou taal, indien daar nie primêre en sekondêre instellings in jou taal is nie. So die hoë orde funksie van jou taal word bedreig. Maar die werklike bedreiging van iets soos Bella wat jou onderwys bedreig, is wel oordrag. Onderwys is nie die oordrag van kennis nie, maar dit is die oordrag van kultuur, waardes, dit is die oordrag van geloof. Dit is dus iets groters. Onderwys gaan oor oordrag van geslag tot geslag. En daardie besef dat ons plek van oordrag kan verloor, dit het ons geruk. In 'n telefoongesprek wat ek met president Ramaphosa gehad het, het ek vir hom gesê, Bella is 'n aanval op die siel van ons gemeenskap. Onderwys was nog altyd sentraal tot ons gemeenskap. Eugene Marais sou dit noem, dis die siel van ons muur. Dit is daardie onsigbare wat ons bind. Van Creersdorp tot Kakamas en van Pietersburg tot Pretoria, van Heilbron tot Heidelberg, Vereniging tot Vredefort, is daar iets wat Afrikaners bind. Iets wat aan ons kinders oorgedra word. Ons kan dit nie lekker vasvat nie, want dit is die siel van ons muur. Dit is die oordrag van geslag tot geslag. Dis die getuienis van God se verbondsgetrouheid wat ons in beskerming neem as ons teen Bella veg. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand aan ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag en dat ons aan ons kinders sal sê. Aan ons kinders sal sê. En dan so mooi die verdere deel van die gelofte. Hoekom moet ons vir ons kinders sê? Vir opkomende geslagte. Sal sê is 'n kerndeel van die gelofte. Die opstellers van die gelofte het die erns van die openbare gelofte verstaan. Want dit is ook 'n verbintenis aan die volgende geslag. En ons wat vandag hier is, by 220 ander feeste, 35.000 mense by die Voortrekker Monument, wat doen ons? Ons is hier om weer ons kinders erfgename te maak van die verpligtinge, maar ook die vreugde wat die gelofte beloof. En daarom moet daar gesê word. Daarom moet daar oorgedra word. En dit gaan nie net oor die gebeure nie. Natuurlik is die gebeure belangrik en ons moet dit ook sê. Dit gaan oor meer as dit gaan oor God se verbondsgetrouheid. So die gelofte roep ons op om aan ons kinders oor te dra. Ons kan dus oordrag aan ons kinders nie losdink van die gelofte nie. Iets soos 'n geveg oor 'n wetsontwerp kan ook nie losgedink word aan dit wat ons hier beloof nie. Nou my taak vandag is nie om julle te onderrig in skoolkurrikulum nie, maar om God se verbondsgetrouheid in die verhaal van die Afrikaner aan julle oor te dra. So ek kan vandag vir die kinders sê, ek gaan vandag vir julle sê, nie deur 'n hoë lesing nie, maar bloot net deur 'n storie. Wat ek vir die dag vir julle gaan vertel, en dis oordra,
is die storie van, en ek het my titel verander, van nimmer eindigende vasbuiters. In 1657 is die eerste 9 vryburgers van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, die VOC, vrygestel. En hulle is toe vry van die kompanjie. Die naam van een van die eerste vryburgers was Jan Reiners. En sy vrou was Liesbeth. En nadat hy vrygestel is, het hy onmiddellik vir Liesbeth, wat toe nog in Amsterdam gewoon het, laat oorkom Kaap toe. Sê, kom uit Holland uit, kom Afrika toe. En op 20 Julie 1659 word die eerste vryburger kindjie gebore. Raai wat was sy naam? Wel, sy pa se naam was Jan, kan julle raai, sy naam was Jannie. En dit was die eerste vrygeborene, Jannie Reiners. Dit is eintlik die Afrikaner se geboortedatum. Die begin van 'n vryheidsreis. Die geboorte van die Afrikaner was dus weg van die kompanjie, dit was weg van die koningshuis, dit was met ons gesigte na Afrika. Martin Bosman is die voorsitter van die Nederlandse parlement. En hy is 'n kenner van die stigtingsgeskiedenis van die Afrikaner. So terloops, hy het hierdie jaar sy proefskrif by die Vrye Universiteit ingedien oor hierdie storie van die Afrikaner, en dit is toe afgekeur omdat dit nie polities korrek is nie. Verlede jaar ry hy toe saam met ons en ons gesin, daar is my dogters daar agter, hulle kan getuig, ry ons toe deur Amsterdam met fietsse. En ek moet vir julle sê, dit was wel 'n angswekkende ervaring gewees. Ou Martin het vir ons gesê dat ons Afrikaners kan dalk leeu's vang, maar ons kan nie fiets ry nie. Nou terwyl ons daar in Amsterdam gery het dit heeltyd gevoel asof daar iets bekend is, maar is tog totaal anders. En dit is ook so, want ons wortels lê in Europa en in die Weste, maar ons hart en ons huis is hier in Afrika. En Martin wys ons, terwyl ons op ons fietsse ry, van Riebeek se huis. En ons ry op die pad wat van Riebeek werk toe gestap het. Op die pad na die kantore van die VOC wys Martin vir ons Koningsstraat. En dit is die straat waar die eerste Afrikaners se ouerpaar Jan en Liesbeth gewoon het. En hy wys vir ons die VOC gebou. En op die tweede vloer in die hoek wys hy vir ons die kamer waar die besluit geneem is dat daar 'n verversingsstasie in die Kaap gevestig moet word. En dit was nogal 'n oomblik. Dit is nogal iets wat mense aangegryp het. Ons is pas verby ons ouerhuis en ons is nou net verby die plek waar ons geboortebesluit geneem is. En net so skaars om die hoek van die VOC gebou is die kerk van die Franse Hugenote. Tot vandag toe is daar dienste. En nadat die Edikt van Nantes, wat godsdienstvryheid gewaarborg is, herroep is in 1685, het die vervolging plaasgevind van die protestante in Frankryk, baie van hulle gevlug na Amsterdam. En 'n groot deel van daardie selfde gemeente, byna in geheel, is gestuur Kaap toe. En die eerste Hugenote het op 31 Desember 1687 voet aan die wal gesit in die Kaap. En die protestantse vervolging, die swaarkry daarvan, het toe gehelp om die Afrikaner te vorm. En ons stap toe nog 'n bietjie verder verby na Weeshuis. En die lewensverwagting van Europeërs was op daardie stadium laag. Dit beteken dis baie kinders moes Weeshuise toe gaan. En hy wys vir ons die Weeshuis, 'n pragtige binnehof, en hy vertel vir ons dat die kindertjies, veral dogtertjies, op 'n skip gelaai is, Kaap toe gevat is, omdat die vrouebevolking in die Kaap te min was. En so is ons ook aangevul met Duitsers, ook Duitse wesies, en dit het alles saam
die Afrikaner begin vorm. Duitsers, Hollanders, Hugenote, alles, begin om ons te vorm. Ons was toe lank nie meer Hollands nie, maar ons was toe nog ook nie Afrikaners nie. Ons het nie as Afrikaners in Suid-Afrika aangekom nie, ons is hier op Afrika grond gevorm. En ons geboorte DNS is iets wat rebels. Is 'n bietjie rof, met 'n trekgees, vol swaar kry, maar 'n vermoë om aan te hou, gelowig te wees, en dan met 'n goeie dosis, ons sal self. En van ons geboorte af, was die Afrikaner op 'n vryheidsreis. En die reis begin eers weg van die kompanjie af, en toe gaan dit op trek. En die eerste winter van 1657 het 3 vryburgers ooswaarts getrek, en die hoë berge aan die ooste van die Valsbaai bereik. En dit was pragtig, ons Holland, het hulle gedink. Daar het hulle interaksie met die Khoi, destyds Hottentotte gehad, en het die gebied Hottentots Holland genoem. Die vryburgers was arm. Hulle kinders het op strooi geslaap en die leeu's het hulle vee gevang. Hulle was egter nie meer Holland nie, en hulle besluit toe eerder om nog verder te trek. En so vra iemand 'n oom wat op trek gaan, maar waarheen trek julle? En sy antwoord was, tot ander kant uit. Ander kant uit, want vryheid is 'n ewige reis. So Engeland beset die Kaap, 'n magtige ryk, the greatest and the most highly civilized that ever the world saw, het hulle self beskryf. En hulle kyk neer op die Afrikaner. Hulle beskryf ons as volg: they are lazy, unwilling to work, and unable to think, and stupid. No mental resources whatsoever. Dit was die beskrywing van ons. En die boere se vryheidsreis beer voort. En hierdie keer die berge oor tot in Natal. Op die trekpad het die trekkers hulle verhouding met Afrika uitgewerk. Hulle het deel geword van 'n dinamiese stryd vir 'n plek in Afrika. Bondgenote is gesluit, daar is geveg, daar is geruil, daar is traktate geteken. En grond word onderhandel met Dingaan en 'n ooreenkoms word gesluit. En Dingaan gee die bevel en Retief en sy manskappe word wreed vermoor. En Dingaan stuur sy impies uit om die voortrekkers finaal uit te wis. 500 mense word vermoor, Bloukraans, waaronder 185 kinders. Die grootste kindermoord in die land se geskiedenis. Die vryheidsreis word 'n smartreis. 'n Babakappie uit daardie tyd word vandag nog by die Voortrekker Monument uitgestel. Die kappie, steeds met bloed bevlek, het 2 gate in waar die assegaai deur is. En dis die prys van 'n vryheidsreis. Die trekkers besluit om vryheid te verdedig. Dingaan moet gestraf word. Pretoria is vertrek met 464 mans en 64 waans op die strafekspedisie. Bloedrivier. Bloedrivier is die skanier oomblik van die vryheidsreis. Verloor beteken die einde van 'n reis. Vryheid is op die spel. 'n laar word getrek en 'n gelofte word afgelê. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en aarde. Ons weet waar ons vryheid lê. En vroeg die oggend van 16 Desember breek die slag los. Die Zulus val die laar aan. 20 Zulus teen 1 voortrekker. 3000 Zulus dood. Daar was 3 gewondes, maar geen ongevalle onder die voortrekkers nie. By Mngundluwu word die beenderre van Retief gevind en die traktaat was behoue. En nog is dit die einde nie.
Die Engelse beset die grondgebied weer. En so werk dit elke keer. Die boere maak mak en die Engelse vat. Ons trek, sê die Afrikaner vrou, kalfvoet as dit moet. Die vryheidsreis duur voort. En hierdie keer weer oor die berge. 2 republieke word in die noorde gevestig. Die Suid-Afrikaanse Republiek, die ZR, en die Republiek van die Oranje Vrystaat. Die 2 republieke was arm. Die mense was regtig arm, maar hulle het vry gevoel. En diamante word ontdek. Die Engelse bedreig ons vryheidsreis weer, en Lord Shepstone het die ZR eenvoudig met 33 man geannexeer. Die eerste vryheidsoorlog breek uit. Die boere teen die magtige Britse ryk. Majuba, generaal Colley, Sneuwel en die boere wen die oorlog. Koningin Victoria is verneder en sweer wraak. En na die eerste vryheidsoorlog is die identiteit van Afrikaners finaal bevestig. Die finale oorgang van Hollander na Afrikaner. En toe wil die Engelse goud hê, wat in die ZR ontdek is. Die vryheid word toe weer bedreig. Rhodes orkestreer die mislukte Jameson inval. Rhodes se woorde weerspieël die destydse Engelse beskouing van die Britse heerskappy. I contend that we are the finest race in the world, and the more of the world we inhabit, the better is it for the human race. Die Tweede Vryheidsoorlog breek uit. 500.000 Britse soldate is vir die oorlog gemobiliseer. Dit was die grootste buitelandse mobilisasie ooit in die Britse geskiedenis, en dit teen een van die kleinste volkies in die wêreld. Die magtige Britse pers sak toe weer toe op die Afrikaner, the scum of South Africa, the most unscrupulous that has ever disgraced any country. Hulle ontmens toe die Afrikaners. Dit was toe nie net bloot 'n teetyd oorlog soos die Britse gemeen het nie. Dit was 'n lang oorlog. En desperate Chamberlain verklaar, the War Office declared that international law for European or civilized nations could not be applied to the Boers, as they were worse than inferior Africans. Dit was baie belangrik hoe hulle ons gesien het, want, en toe kom die opdrag, gegrond op dit, burn all the houses, give no receipts, women and children forfeited the right to consideration. En 33.000 vroue en kinders is in konsentrasiekampe dood. 86% van die wat gesterf het was kinders. 30.000 boere is as bannelinge weggestuur, plase is afgebrand en daar was 9.000 oorlogswesies. 20% van die Afrikaner bevolking van die 2 boererepublieke uitgewis. Die boere verloor die oorlog, maar dis 'n banneling gekom oor die oseaan, dis 'n graf in die gras, dis 'n vallende traan, dis al. En toe word die vraag tereg gevra, is dit die einde van ons vryheidsreis? Maar die boere staan weer op. Milner is slim, of dalk selfs slinks. Hy weet die finale veldslag, luister vir julle bekend klink, hy weet die finale veldslag is as hy die skole wen. So skole word toe ten spyte van ooreenkomste Engels. En as jy Afrikaans praat, kry jy 'n bordjie om die nek, I am a donkey. Dit was die bella van daardie tyd. En die boere het dit baie goed besef, as hulle skole verloor, dan verloor hulle vryheidsreis. As hulle skole verloor, is dit die laaste slag
van die oorlog. En hulle besef toe, nee, ons kan nie ons skole verloor nie, want ons skole moet vir ons kinders sê. En midde die smart van die oorlog begin hulle eie skole bou. In 1904 tref die naoorlogse depressie die land en die boere bou 172 CNO skole. In 1905 is daar 228 CNO skole. En dit is wat 'n volk doen as sy oordrag aan sy kinders bedreig word. Daarna, selfs voor dit, is universiteite gebou, maatskaplike instellings het tot stand gekom, en toe die rebellie van 1914, en na die rebellie, die Help Mekaar beweging, Sandtam, Sanlam, Volkskas, die boere maak in daai tyd 'n taal, en hulle vertaal die Bybel in Afrikaans. In die 1930s tref die arm Afrikaner vraagstuk die land. 1/3 van die Afrikaners is weerloos en nog 1/3 verarm. Dominee Kestel sê, 'n volk red homself. Is nie die einde nie. Kultuurinstellings word gestig. Die FHK, die Voortrekkers, die Reddingsdaadbond en later Federale Volksbewegings en die Afrikaanse Handelsinstituut. Hulle moderniseer binne een geslag en bou 'n moderne staat. Hulle gaan bly in die stad, maar word nie stedelinge nie en hinker altyd terug na die platteland. Hulle bly grondmense wat na oop ruimtes hinker. Die stryd om vryheid hou nooit op nie. Die 16 Desember 2024. Lesofie en Kie val ons skole aan. Hulle besef baie goed, dit gaan nie oor taal nie, dit gaan oor oordrag. Die regering sluit met Solidariteit 'n ooreenkoms by Netlek, oor Bella. Maar die radikales gaan so te kere, dat hulle selfs hulle eie ooreenkoms begin ontken. En nou word daar in spanning gewag vir die president se antwoord. Wat Lesofie en Kie nie verstaan nie, is dat ons eie skole is die siel van ons muurkolonie. Ons weet, hier staan ons kan nie anders nie. As die magtige Britse Ryk met Mulder dit nie van ons kon neem nie, hoekom dink Lesofie met 34% steun in Gauteng, hy kan dit doen? Die Bella geveg is wat my betref reeds gewen. Die geskiedenis is aan ons kant. Presies hoe dit gaan lyk, is ek nou nie heeltemal seker nie, maar oordrag aan die volgende geslag en daarna gaan in Afrikaans plaasvind, want dis wie ons is. En daar is onsekerheid oor die regering van nasionale eenheid. Malema lyk moeg, maar hy sê geweld is nog nodig. Paul Masatile en selfs Lesofie skud hulle vere reg om Ramaphosa te vervang. En dit lyk of die MK kon hulle nou nie die stadion volmaak gister nie, en so korrup soos wat hulle is, lyk tog of hulle 'n bietjie grond wen. Plaaslike infrastruktuur stort in duie. In Parys kom maar swart gemors uit pype. Dit maak ons alles wel onseker. Ons sien die regering is steeds rasmal en hulle wil net meer beheer. Dis daardie beheer wat ons so haat. En mense voel onveilig. Maar dan bring dit ons vandag weer voor dieselfde vraag as voorheen. Is dit die einde van ons vryheidsreis? Ons geboorte DNS is iets wat rebels. En dit bly so. Dit is 'n bietjie rof, met 'n treklus, vol swaar kry, maar weet van aanhou. Ons is gelowig, en ons het 'n goeie dosis van ons sal
self. En is steeds wie ons is. Met hierdie DNS in ons is vryheid gebore. Ons kan nie anders nie. Dis wat ons aan ons kinders moet sê. 'n Vriend uit Noord-Tirol het onlangs Suid-Afrika kom besoek. Hy was 'n hele tydjie hier, het 'n internskap hier kom doen binne die groter solidariteit beweging. So ons kom vir hom alles wys. Hy besoek akademia en sien hoe ons 'n nuwe universiteit bou. Hy gaan kyk na die grond waar 'n nuwe kampus gebou gaan word. 'n Projek op 220 hektaar teen 'n bedrag van 3 miljard rand. Reusagtig wat kom. Hy kyk na Soltech se nuwe kampus, wêreldklas. Hy kyk na 'n kampus wat gebou is en voltooi is in daardie inperkingstyd tydens COVID, steeds onder begroting en in 'n korter tyd is beplan. Hy kyk na die koshuis van Soltech wat klaar voltooi is, 'n eie brug wat ons onlangs oor die pad daar gebou het. Hy gaan saam met AfriForum op patrolleritte. AfriForum het so wat 150 buurtwagte landwyd. Hy besoek van Solidariteit Helpende Hand se projekte en sommige van die meer as 120 ons winkels wat onder die Solidariteit Helpende Hand vaandel bedryf word. En hy besoek die Solidariteit Helpende Hand opleidingsinstituut wat versorgers oplei. Hy besoek die mooi nuwe kantore van Marula Media, 'n Afrikaanse media platform met 2,2 miljoen unieke besoekers per maand. Hy kuier by die Voortrekker Monument en die FHK wat die monument nou bestuur. Daar is weer nuwe lewe, 'n nuwe plek vir Afrikaners by die monument. En ons vertel hom van ons planne om deur die Solidariteit skole ondersteuningssentrum seker te maak dat daar nog Afrikaanse skole van hoë gehalte vir die volgende geslag gaan wees. Ons besoek die grond waar die nuwe skool Pretoria Gimnasium gebou gaan word en vertel van die gimnasium konsessiestelsel wat Afrikaanse skole dwars oor die land gaan bou. Saam met ander onafhanklike inisiatiewe soos die BCVO beweging is die antwoord vir Bella ons self. Ons verduidelik Solidariteit se nuwe beroepsnetwerk aan hom en ons wys vir hom Solidariteit se nuwe platform wat 'n hele netwerk van werk en opleiding fasiliteer. Ons kom vir hom die Solidariteit nuwe werkplatform demonstreer. 7000 werkgewers het die afgelope jaar daar geregistreer. 4000 poste is daar geadverteer, alles sonder 'n enkele rasvereiste, want ons help mekaar. Hy besoek Orania en hy ervaar die energie en sien al die bouwerk wat daar aan die gang is. 'n Sonkragplaas om die gemeenskap energie selfstandig te maak, 'n rioolaanleg wat groot genoeg is vir die behoeftes van 'n klein stad. Ons wys vir hom Bo Karoo opleiding op Orania wat fokus op die bou van landbouopleiding en ook bouopleiding. Studente verblyf word daar gebou, werkswinkels is pas voltooi en nog word beplan. Daar is baie meer sulke inisiatiewe wat nie eers binne in ons beweging val nie, wat hier in hierdie omgewing sal wees. Oral is daar. En die belangrikste is, niks van hierdie inisiatiewe was 20 jaar gelede daar nie. Niks. En dit is nie tekenend van 'n volk wat besig is om te ontbind nie. Dit is nie tekenend van 'n volk wat aan die einde van sy vryheidsreis gekom het nie. Inteendeel, dis 'n volk wat weer begin trek, wat weer begin bou na vryheid toe. God was getrou. Dit kan ons sien. God is getrou. En hy sal getrou wees. En ons kan met sekerheid sê dat God gee vir jou 'n toekomsbelofte, daar waar hy jou roep. En nadat ons die Noord-Tiroler dwarsdeur sy internskap gevat het, gesels hy met my net voor hy terug gaan Europa toe. En hy sê toe 'n baie interessante ding. Hy sê, Afrikaners sal nie Europa toe kan trek nie. En dat is toe my vreemd. Ek tog hy dink, wel, ons is miskien 'n bietjie onbeskaaf, soos die Engelse sou gesê het. En ek vra toe, hoekom kan ons nie Europa toe trek nie? En hy sê, want julle is te vry. En ek was verstom. Eintlik ons hele beweging veg tog vir vryheid. En hy antwoord toe, ja, hy is tans nog relatief veilig, maar hy is nie vry nie.
En hoor wat sê hy, hoekom hy nie vry is nie. Hy sê, want hy mag nie wees nie. Hy mag nie wees nie. Hy mag nie 'n kulturele identiteit hê nie. Hy mag nie 'n geloofsidentiteit hê nie. Hy mag selfs nie 'n manlike identiteit hê nie. Hy sê, die wokeness maak hom dood. Dit wat ons hier beleef vandag, dit wat julle hier is, dit wat julle sing, aanvaar ons as vanselfsprekend. Dit is nie vanselfsprekend nie. Die Europese volke het hulle sin vir identiteit verloor. Ons het dit gesien met die Olimpiese spele, met die opening daar. Wat 'n belaglike spul. Daar word vir jou besluit wie jy mag wees en hoe jy mag dink. Hulle word van talle kante bedreig. En hy sê toe vir my, na sy waarneming hier, Afrikaners is anders. Hy sê toe, hulle wil as 'n gemeenskap vry wees. Hulle het hulle identiteit behou. En dit gee hulle die energie om te kan bou. Hulle het vryheid in hulle self gevind. En hy sê toe vir my, net voor hy vlieg, dis wat julle moet beskerm. 'n Afvaardiging van die Vlaamse parlement het ons ook besoek. En een van die Vlaamse parlementslede sê vir ons, julle Afrikaners is baie vreemd. Nou dit begin my toe pla, dat nog iemand dit sê. En toe ek vir hom vra, maar hoekom is ons so vreemd? Toe sê hy, dis hierdie gebid van julle. Julle bid in die oggend, julle bid voor ete, julle bid selfs partykeer na ete, julle bid voor vergaderings, julle bid selfs vir mekaar. En hy sê, dis vreemd. Mense, julle besef nie, dis vreemd nie. Ons dink dit is so. En dit was destyds in die middel van beerdkrag, en ek het toe vir hom gesê, wel, ek is dan maar eerder in die donker tydens beerdkrag, en ek bid in die donker, as wat ek nie bid nie in my treine is betyds. En interessant is, daai selfde parlementslid kom toe tot die volgende gevolgtrekking. En hy sê toe, ek kan nie glo dat enige Afrikaner van dit wat die Afrikaners het wil wegtrek nie. En hoor wat sê hy toe? Afrikaners het alles verdiskonteer wat nog vir Europa voorlê. Afrikaners wat emigreer, so ek het ook familie wat emigreer, van hulle gelukkig, ander nie. Afrikaners wat emigreer hoofsaaklik na westerse lande, né? Maar die probleem is, dis egter die weste, wat in vele opsigte in 'n bestaanskrisis is. Afrikaners raak 'n model vir die weste, van hoe om te reageer, hoe om te reageer, as jy 'n minderheid in jou eie land word. Martin Bosma, voorsitter van die Nederlandse parlement, het 'n boek geskryf, Minderheid in eie land. Jaco Kleinhans, hoof van die buitelandse skakeling van Solidariteit, sê, as jy na die geopolitiese uitdagings in die wêreld kyk, is die beste plek in die wêreld op die oomblik om te wees die suidpunt van Afrika. En dit nog in die geborge omgewing van 'n westerse gemeenskap wat wil wees. Ons is gebore as vryburgers. Ons is juis nie in afhanklikheid van een of ander mag gebore nie. Ons trek altyd weg van hulle wat ons wil beheer. Dis hoekom ons Bella se beheer haat. As die staat dus misluk, wat ons nou beleef, is dit nie die einde van ons vryheidsreis nie, want ons soek altyd na vryheid ander kant die staat. Nuwe tegnologie maak antwoorde moontlik, waarvoor daar nooit voorheen antwoorde was nie. Wie sou ooit kon dink dat jy kommersiële kragstasie op jou dak kan bou? Daarom sê ons trek verder. Ons trek verder, tot ander kant uit, want vryheid is 'n ewige reis. Ons vryheidsreis het begin met die geboorte van 'n seentjie, nogal Jannie. Ons het al vele bedreigings van ons vryheidsreis beleef. En ons sal weer, want ons is ietwat rebels. Ons is 'n bietjie rof. Ons het treklus, ons ken swaar kry en ons weet van aanhou. Ons is gelowig en het 'n goeie dosis van ons sal self.
Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê, want ons is nimmer eindigende vasbyters van die verre verlede tot die ewige toekoms. Baie dankie. Baie dankie Dr. Dirk. Ek dink vandag is 'n dag wat almal iets huis toe vat, van Dr. Victor af tot van Dr. Dirk. Ek dink die verstandig gaan vol weg hier vandag. Ja, ek kan maar net sê, ons sal self en ons sal bly. Ek dink jy as jy enigiets anders wat ou kan sê nie. Kom ons gee asseblief ons twee sprekers vir Dr. Victor en Dr. Dirk net weer 'n harde hande klap asseblief. Nou, dis nou by daai tyd waar ons kom by die bedankings. Kan ek Tannie dalk net gou vra my net te help met die oorhandigings asseblief? Jy weet, Dr. Victor is 'n rasta musikant nie. Regtig? Daai is sy nie hoor. Hierdie is sy. Dr. Dassenwil. Die Dassenwil kinders staan eers voor julle papa's kry. Laat ons sien wie julle is. Staan gou. Waar is die Dassenwil? Kom ons gee hulle aan 'n klap. Dr. Dirk en Elsa, kan julle ook vir ons na vore kom asseblief? Kom ons gee hulle asseblief weer 'n lekker hande klap. Die Herman kinders, julle is op die eet, daai is vir julle ouers. Dis reg, baie dankie Tannie Herna. Maar nou kom ons by die deel van die dag. Ek kry gewoonlik nooit bloedneus nie, maar hierdie is die deel van die dag waar ek bloedneus kry. Nie omdat ek vergeet om die mense te bedank nie, maar omdat ek die mense bedank. Ek is nou al hier buite vorige keer gesê, luister, jy gaan my nie bedankie. Maar nou ja, gelukkig ek sien hier's mense wat my sal help as hulle my wil slaan. Maar in elk geval, kom ons begin. Vir die van julle wat nie weet, die terrein lyk nie elke jaar so nie. Dit is 'n bietjie 'n rowwe en 'n growwe plekkie en ons het hierdie jaar Gerard en so is bietjie moet wel verdiende verlof. Gerard het nou vir 5 jaar in 'n ry gedoen en hierdie jaar sê hulle nee, hulle wil net bietjie 'n break hê want dis baie werk. En ons het die jaar vir Erik Skooman van Rivenrand gehad, Paul Barkeiser, Fraser McDonald. En ons wil vir hulle sê, ek dink nie hulle is vandag hier nie, maar in julle afwesigheid bitter baie dankie. Die manne het gevat en hulle het gewerk, hoor. Dis regtig ongelooflik dat hulle so ver gekom het. Marchant, ek sien jy's al buite vir jou en Henro, baie dankie. Hier waar julle nou sit is uitgespuit met 4 vegters, seker 10 of 12 firefighters, so baie dankie vir dit. En dan was daar nie Marietjie. Daar is die begin van nimmer eindigende vasbyter. Sy het my nou gesweer, ek vertel niemand. Marietjie, staan gou vir ons asseblief. En dan beweeg ons aan na die perde komando toe. Swani, oom en tannie Lenet sit daar buite. Baie dankie vir julle. Baie dankie vir Stephanie, vir Nicoline, vir Martie en van Nick. Ons waardeer dit regtig baie. Oom Dawie, ek weet oom is by die braaiers, so oom gaan nie hoor nie, maar baie dankie vir oom en tannie Magda, vir Brian, vir Jan Hendrik, vir Peer, vir Freddy, vir al die ouens daar. Ons waardeer julle regtig ongelooflik. En dan kom ons natuurlik by hierdie span wat hier voor sit. Oom Pieter, tannie Erna, Andries, ek sien nou nie vir Lizet nie, vir Johan, oom Peter is nou klaar weg. Maar baie dankie vir julle. Kom ons gee hulle net 'n lekker harde hande klap. Oom, tannie Erna, kan julle as sangspan, oom Ian vra, ons wil julle net gou 'n bietjie in 'n video kry. Staan net gou vir ons op, laat ons almal sien hoe julle lyk, die wat julle nou nog nie gesien het nie. Dit sluit nou vir jou in, hoor. Ja, kom staan gou hierso voor. Laat ons julle net mooi in die video kry, dat almal kan sien dit wat gemis is. Tannie Ansie, ek het tannie vergeet, dankie. Kom ons gee hulle lekker harde hande klap. Kyk. Oom Andrei?
Nou vir GP en vir Hesmy gemis, maar hulle was nou net iemand, ons wil net vir GP en Hesmy ook dankie sê vir al hulle moeite vandag. En dan hier's nou 2 van die name wat gesê het, ek sê nie vir hulle dankie nie, maar wragtig mens kan hulle nie uitlos nie. Om Herman sit die iewers en tannie Lorita sit ook die iewers. Ek wil nou nie te direk vingers wys nie, want ek sien hulle smaal vir my. Maar hulle is wat jy noem die veelsidige span. Hulle skakel nie in by die klank nie, hulle skakel nie by die braaispan nie. Hulle is daai 2 wat oral is. As jy 'n krisis het, dan bel jy oom Herman, maar eintlik moet ons oom Herman hierso kry. Weet jy waar is jou pa? Oom Herman, kom gou hier na vorentoe asseblief. Tannie Lorita, ek gaan try, maar ek weet nie of tannie gaan kom nie, maar oom Herman, kom gou hier asseblief. Kom Herman. Hierso, nie Kan ons jonges so baie kere doen en ek gaan nooit anders die geleentheid kry as nou nie. Nou net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, meeste van hierdie geloftefeeste wil ek sê oor die laaste 20 jaar sou nie plaasgevind het op die Wetsdrif as dit nie was vir tannie Lorita en oom Herman nie. Hulle is daai silent strikers wat hulle praat nie, hulle sê nie, hulle doen net die werk en net so. Maar ek gaan nou heel waarskynlik hoor die name. Kom ons gee hulle net regtig 'n hartlike handeklap. Oom Ian, is hulle reg? Oom het hulle op foto. Oom Herman en tannie Lorita, namens ons as komitee, ons sê vir julle bitter baie dankie hoor. Dis 'n groot skoene gewees om vol te staan. Ons staan nog steeds vol, maar dankie dat jy altyd daar is vir raad en net vir draai, net so 'n bietjie van 'n wake-up call en so nou en dan as mens moedeloos is, mens weer moed en praat. So baie dankie vir julle, hoor. Sekerheid, okay, die sekuriteitsouens het gesê ek kan hulle nie bedankie, maar dankie, julle weet wie julle is. Dan die voortreksmie vlaghuising, baie dankie. En dan oom Baren Wentend het nou 'n paar wiel gehad en hier 3 jong manne ingespring en hulle het sy wiel omgeruil. Ek is nie seker wie dit is nie, maar baie dankie vir daai 3 jong manne ook, hoor. Okay. En dan, mense, dit gaan nou die fees tot einde bring vir vandag, maar nie die geselligheid nie, asseblief. Daar's worsbroodjies, daar's drinkgoed, daar's allerlei dinge. Ek wil net gou vinnig vir Johan aan die woord stel. Daar's net so 1 of 2 formaliteite wat ons moet afhandel en dan sal Johan ons afsluit en dan van daar af sal ons uitbeweeg. Maar baie dankie dat julle gekom het en ek hoop julle het die fees geniet en namens ons as komitee hoop ons sien julle volgende jaar weer. Daar sê ek dink die nommer 1 nummer eindigende vasbuiter is Stefan hierso. So hy dra die hele gewig van al die voorbereidings, al die dinge wat hier moes gebeur het en dit is harde werk. En hy bly ook nie naby hier nie, dis 'n ver ry, het baie moeite, baie tyd wat daar ingaan. So kom ons gee hom net 'n hartlike applous asseblief. Daar sê mense, net die laaste punt vandag, ons wil graag soveel as mense betrokke kry. Ek dink na ons geluister wat Dr. Herman vir ons gesê het, dis so inspirasie om te weet, ons is hier vir mekaar, ons is hier vir ons kinders, ons is hier vir ons nageslag, en ons het mense nodig op ons komitee. Hoe meer mense daar is, hoe ligter is die werk vir almal, hoe meer hanteerbaar is dit. Ek het al baie keer vir die ander komiteelede gesê, ek wens hierdie geveg het plaasgevind in Maart maand, laat ons net kan klaar plant, en laat alles net rustig is op die plaas. Maar dis in die middel van planttyd, dis altyd hierdie tyd van die jaar, dis moeilik, dis baie opoffering, en 'n mens moet 'n nimmer eindigende vasbuiter wees om hierdie fees te kan reël elke jaar. So as daar enige mense is, steek gou hande op, wie sal bereid wees om op die komitee te dien vir die nuwe jaar? Daar is nie baie werk nie, minimum byeenkomste, minimum vergaderings. Daar sal het ons vir Lazel. Sal jy net die name vat? Nog? GP, baie dankie. Waar is nog? Ons kort jonger mense. Waar is van die jonges wat bietjie, hulle is nou agter die boom skielik in. Maar die wat kan sien asseblief. As daar mense wat nie nou wil hande opsteek, kom agterna na my toe of na Stefan toe of na enige een van ons komitee toe asseblief. Dit is lekker om elke jaar 'n goeie fees te hê, om goeie mense hier te hê, om 'n mooi skoon en 'n baie pragtige terrein te hê. En maar ons het mense net nodig wat vir ons kan bystaan, kan hulp, kan raad gee, insig gee, al hierdie dinge. So geniet die fees verder, moet asseblief nie huis toe gaan sonder om 'n worsbroodjie, 'n gemmerbier, 'n koeldrank te kry nie en kuier lekker saam. Ons het 'n lieflike dag. Die reën is so 'n bietjie uitgestel na vanmiddag toe, maar hy kom. Geniet dit.